hope for your soul. Duck Facebook radio station, sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Laat julle woorde vriendelik wees. Dit wat redding bring met sout besprinkel, wys en rein, dat elke antwoord reg kan wees op sy tyd. En elke woord wat jy nou sê, lê daar krag om lig te gee. Met sout besprinkel, laat dit wees woorde wat lewe, woorde van die Gees. Praat met wysheid, helder en vry. So weet jy hoe om te antwoord, altyd reg en rein. Die sout is goed, dit bring die smaak, dit hou dit vars, dit wat waarheid is. As dit laf geword het, sê, waarmee sal jy dit weer laat leef? As dit sy krag verloor het reeds, wat bly oor van dit wat was? Met sout besprinkel, laat dit wees woorde wat lewe, woorde van Gees. Praat met wysheid, helder en vry. So weet jy hoe om te antwoord, altyd reg en rein. Nie vir die grond, nie vir die ashoop, word het weggegooi, verlore hoop. Maar jy het ore, jy kan hoor, laat waarheid deur jou woorde oor. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor, laat hom hoor. Met sout besprinkel, hou dit rein, laat elke woord de lig laat skyn. Praat met wysheid, met waarheid ongeag. Antwoord met woorde van redding, dag vir dag. Laat hom hoor, laat hom hoor, laat hom hoor. Met sout besprinkel, laat het wees woorde wat lewe, woorde van die Gees. Praat met wysheid, helder en vry. So weet jy hoe om te antwoord, altyd reg en rein.
laat julle woorde vriendelik wees. Dit wat redding bring, net so besprinkel, wys en rein, dat elke antwoord reg kan wees op sy tyd. En elke woord wat jy nou sê, Hallo, lê hallo. haar krag om lig te gee, met sout besprinkel, laat dit wees. Woorde wat lewe, woorde van die Gees. Praat met wysheid, helder en vry. So weet jy hoe om te antwoord, altyd reg en rein. Die sout is goed, dit bring die smaak, dit hou dit vars, dit wat waarheid is. As dit laf geword het, sê, waarmee sal jy dit weer laat leef? As dit sy krag verloor het reeds, wat bly oor van dit wat was? Met sout besprinkel, laat dit wees. Woorde wat lewe, woorde van Gees. Praat met wysheid, helder en vry. So weet jy hoe om te antwoord, altyd reg en rein. Nie vir die grond, nie vir die ashoop, word het weggegooi, verlore hoop. Maar jy het ore, jy kan hoor, laat waarheid deur jou woorde oor. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor, laat hom hoor. Met sout besprinkel, hou dit rein, laat elke woord de lig laat skyn. Praat met wysheid, met waarheid ongeag. Antwoord met woorde van redding, dag vir dag. Laat hom hoor, laat hom hoor, laat hom hoor. Met sout besprinkel, laat dit wees. Woorde wat lewe, woorde van die Gees. Praat met wysheid, helder en vry. So weet jy hoe om te antwoord, altyd reg en rein. Dis hy, goeiemôre almal, daar is ons klank reg. Daar is ons klank reg. Hoor almal my nou. Ag, dis net awesome. U is ingeskakel op die Dak FRS stasie. Dit is die Dak Facebook radio stasie. Die stasie van goeie hoop en goeie moed en krag en ondersteuning en aanmoediging en sekerheid in 'n mens se geestelike lewe. Hier gaan jy hoor van die woord wat uitgaan elke oggend, elke aand amper, dat jy kan bemoedig en gestig word in jou geestelike lewe. Nou, vanoggend gaan die stasie primêr oor Bybel lees. So, u moet asseblief saam met my volg. Ons het maandag ons begin by Matteus 1. Ons het Matteus 1, 2 en 3 gelees en vandag begin ons by hoofstuk 4. So kry jou Bybel reg, hou dit byderhand. U gaan self in die Bybel lees. Dis te moeilik om die skrif op te sit. Dis in elk geval te klein dat jy dit kan sien. So kry jou Bybel reg, kry jou pen reg. As jy wil notas maak, as jy bietjie wil onderstreep, as jy dalk 'n notaboek naby wil hou en so bietjie wil skryf, dan is jy sommer so baie welkom. Ons gaan nie haas daardeur nie. Ons gaan rustig deur dit werk. So en vanoggend verjaar Alfred van As. Nou Alfred was die laaste aand Daan van der Byl Park gedoop, hy die Dinsdag daar by Isie en Koos die 5de Mei op hulle huweliksherdenking het hy en Lydia hulle harte vir die Here gegee en hy verjaar vanoggend. So ons gaan ook vir hom
bid. Ag, ek is so bly almal hoor, maar dit was nie volgens my krisis nie. Ek het nie per ongeluk verkeerd gemaak nie. Dit was 'n tegniese probleempie. Dit was tegnies. Ag, prys die Here. Vanoggend het ons 'n lekker liedjies wat ek geskryf het oor ons gedeelte in Matteus 4 en 5 wat ek vir ons tussendeur gaan speel. Bly ingeskakel en dan luister julle lekker saam die woord en dan sommer die liedjies. En wat so awesome is van ons liedjies is dat dit is uit die woord uitgeskryf. Daar is niks wat onskriftuurlik is. So wanneer jy die liedjies so luister, gisteraand toe lê ek en Stylies op die bed en ons luister ons liedjies en ons dink, ja, het ons dit geskryf, dit was so awesome. En dan luister jy daardeur en dan dink jy, ja, dit is die woord op woord op woord op woord. Dit is nie net 'n liedjie nie, dis die woord wat jy so inneem, wat so deel raak van jou lewe. En dit was altyd ons hele doel gewees, 'n lied moet jou leer uit die woord van die Here uit. Dit help nie dit laat jou goed voel nie. Dit is 'n ander saak. Nou kom ons gaan oor na ons woord lees toe, maar voor ons dit gaan doen, gaan ons net eers bid, en ons gaan ook bid vir Alfred vanoggend, en dan gaan ons net so 'n lekker lied luister, van hy klim op die berg en leer. Dis is 'n lied wat Stylie vir ons geskryf het. Dis natuurlik waaroor die bergrede gaan, Matteus 5, 6 en 7, en hy sê altyd vir ons so mooi, as jy dit kan leef, dan leef jy die hele woord. Jy leef die hele evangelie, want dit was die lering van die Here Jesus Christus. Dis amazing. So kom ons bid saam, en dan luister ons 'n lied, en dan gaan ons oor na ons lees van ons woord toe. Vader, baie dankie. Vanoggend is my hart so opgewonde, bly, dankbaar teenoor U, Vader. Joh, dis lekker om U te dien, dis lekker om U kind te wees, dis 'n voorreg, dis kosbaar, dit is so heerlikheid. Vader, gisteraand, toe ons weer so hoor en hoe groot is U en U koninkryk en U krag en U heerlikheid en alles wat net in die hemele is en wat daar aangaan, en ag Here, dit is my hart weer so opgewonde en dankbaar en bly teenoor U. Vader, baie dankie. Wat 'n voorreg het ons wat U dien, Here, om deel te wees van U koninkryk, om erfgename te wees. Vader, maar ek besef, dis 'n pad wat ons stap, elke dag van ons lewe, 'n pad van sterfting, 'n pad van kruis opneem, en om U te volg, Vader, om nederig te wees, soos die Here Jesus Christus vir ons kom toon het, om dienaar te wees. Vader, baie keer is ons so, Here, besig met wat is ons roeping, en wat moet ons doen, en hoe moet ons dit doen, en wat is my gawe, en al hierdie dinge, en ek besef gister weer eens, Vader, dat as ons U dien, dan raak ons so vrymoedig in U koninkryk, en U kan ons op enige plek gebruik, daar waar U ons wil gebruik, met watter gawe U ons ook al wil gebruik, want ons raak al hoe meer vrymoedig, Vader, en ons kry al hoe meer by, en ons werk daarmee, Vader, en ons dankie vanoggend, dat ons dit kan verstaan, en Here, uitdra in elke liewe mens op hierdie aarde, om U te dien, om kind van U te word. Here, baie dankie, dat U ook vir Alfred in hierdie dag, Here, sal bewaar, sal deurdra, Here, ons bid, dat U hom sal seën, Vader, U is so kragtig, U is so heerlik, Vader, ons wil net bid vir hom op sy verjaarsdag, dat U hom deurdra, Vader, daar is soveel dinge in sy hart, daar is uitroepe, daar is trane, daar is smekinge, Here, dit is sy gesondheid, Vader, daai mond van hom wat so pyn dag en nag, Vader, dit hou hom geweldig terug, Vader, en Here, ons wil vanoggend vir hom bid, dat U sal help, dat U sal antwoord, dat U sal luister, asseblief, Vader, dat U sal agslaan op Alfred vanoggend, Here, daar waar hy is, Vader, waar hy is, Here, baie keer moedeloos raak, baie keer voel, Here, hoor U my nie, ag, Here, asseblief, antwoord, ons kan nie net uitroep vanoggend, in die kragtige naam van U seun Jesus Christus, ook in hulle tydelike saak, wil ons U aanroep, Here, ons weet, Lydia dra 'n groot saak, en ons wil bid vir haar ook vanoggend, Here, dat U haar sal versterk, en krag gee, en deurdra, en help in alles wat sy ook moet doen, Vader. Baie dankie. Ek wil ook bid sommer vir Stefan, hulle seun, dat U hom staande sal hou, nigter sal hou, waaksaam sal hou, by U sal hou. Hy's 'n jong man, Vader, en ons bid vanoggend vir hom. Ons besef, Here, die versoekinge, ons besef, Here, die druk van hierdie tye, en ons wil bid, Vader, dat U hom werklik nigter en staande sal hou in sy geestelike lewe. Ek wil ook bid vanoggend, terwyl ons die woord so lekker gaan deurlees, Here, dat U by ons, met ons sal wees, dat U ons sal help, dat U vir my wysheid en insig sal verleen, elkeen wat vanoggend wil inskakel, inbel, en ag, Here, net wil gesels en praat, dis so heerlik
vrolikheid en 'n lekkerte. Here, dat ons so saam kan wees en by mekaar kan wees. Baie, baie dankie daarvoor. Ons loof U en ons prys U vanoggend, Here, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Baie dankie, Vader. Ons gaan nou lekker oorgaan na die lied van hy gaan op die berg en hy leer. Dis die bergrede. Luister dit lekker saam. Kry jou Bybel gereed, kry jou pen, jou notaboekie, whatever jy nodig het. En dan gaan ons lekker saam deur die woord gaan. En hy klim op die berg en leer, in gees en waarheid, met gesag, in liefde trouw, en zachtmoedig, woorde van lewe. Zalig is die wat honger en dors, na wat reg is, hulle sal versadig word. Die wat rein van hart is, sal God sien. Word jy vervolg, verwerp, sleg gesê, wees bly, die koninkryk behoort aan jou. Jou loon is groot in die hemele, en hy klim op die berg en leer, in gees en waarheid, met gesag, in liefde trouw, en zachtmoedig, woorde van lewe. Wees die sout van die aarde, die lig van die wêreld. Laat jou lig helder skyn. Word nie kwaad vir jou broeder, raak aan jou dwaas nie. Wees lief, jy het 'n Vader in die hemel. Hy sien en hoor en oordeel regverdig. Moenie dat jou hoog en hart kwal nie, wat jy begeer in jou hart is sonde. Verwyder die kwaad, word met God versoen deur Jesus. En hy klim op die berg en leer, in gees en waarheid, met gesag, in liefde trouw, en zachtmoedig, woorde van lewe. Wow, toe ek nou die lied so luister, te besef ek, dit is die hele evangelie in een song opgeteken. Jo, dit is amazing. Die hele bergrede is hierin opgeteken. Dit stel het vir ons hierdie ek dink my klank is nou reg, nee. Ja. Dat ek daai netjie net. Yes, nee, kan daai afsit. As hy. Dit was my so mooi. Stanley het hierdie lied geskryf en as jy nou hier deurgaan en ons gaan nou volgende skriflesing so deurlees, gaan jy al hierdie punte wat in hierdie lied gehoor het, gaan jy hier in hierdie skrif kry. Dit is net so super, super amazing. Nou kom ons gaan oor na Matteus 4 toe, vanaf vers 1. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel.
En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê: As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So hier het die versoeker Satan vir Jesus kom versoek nadat Jesus 40 dae gevas het in die woestyn. En toe ek nou weer so deur hierdie skrif lees, toe besef ek dat ons word elke dag ook versoek deur Satan. Sy versoeking is daar, want die hele wêreld lê in die mag van die bose. En dit is vir my so amazing om te dink, ons moet oor sonde heers, ons moet die versoekings oorwin, elke dag in ons lewe. Dit gaan nie weggaan nie, maar ons moet dit oorwin. En Jesus was so nigter hier gewees, want Satan het met die woord na hom toe gekom. Elke keer met die woord, daar is, kom ons kyk gou hierso. En die versoeker het gekom en gesê: As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. So hy het elke keer iets uit die woord uit aangehaal vir Jesus. Maar Jesus was nigter gewees en hy het die skrif in perspektief aan hom oorgedra. So kom ons lees hierso in vers 5. Hy sê toe, ja. Ja, ek moet dalk net weer hierdie punt noem, van Satan wat 'n mens versoek, omdat die mens so geneig is, dis asof die duiwel vir hom spesiaal elke dag wag om nou vir hom in die hande te kry. Baie mense praat presies soos wat ek nou sê. Satan het nou vanoggend hier by my voordeur gewag, maar dis soos wat jy sê, my engeltjie, dat die versoekings is elke dag daar. Dit wag nie spesiaal vir jou nie. Dit is daar omdat hierdie wêreld Satan se koninkryk is. So moet nou nie dink as daar nou iets met jou gebeur het, dis nou die duiwel wat jou spesiaal getarget nie. Dinge gebeur soos dit gebeur. Die wêreld is wat die wêreld is en dit is wat jy nou mooi gesê het. Ons moet so 'n verhouding met die Here hê sodat ons bly kan oorwin. Sorry, ek kan aangaan. Ag, dankie my liefste dingetjie. Ek gaan nie my man, hy's so awesome. So ja, dit is wat Jesus toe vir hom gesê het. Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En dit is so mooi, alreeds in die Ou Testament het God dit al vir die mens gesê. En kom ons lees vers 5. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom: Julle is baie welkom in te skakel. Asseblief, die lyne is oop. Die link is op ons channel en dan is die link ook onder op jou Facebook. Daar is so skakeltjie daar. Asseblief gaan klik daarop. Okay, jy kan klaar praat. Ek wil ek net weer 'n bietjie inchip. Ek dink Stanley moet vir ons die Bybel lees. Nee, dit is net so crazy hierdie, né? Ja. Ek dink nou eers daaraan wat hy nou vir Jesus hier versoek het met die brood, né? Ja. As jy nou kyk, wanneer reageer ons gewoonlik uit impuls of met verkeerde dinge of moedeloosheid as daar probleme rondom ons is, né? Yes. Nou, daar waar die Here Jesus hier aangehaal het, is hy Deuteronomium uit. Ja. Maar die Here sê: Ek het jou laat honger ly, ek het jou laat dors ly, sodat ek kan weet wat is in jou hart en dat jy kan weet jy moet van die woord van die Here alleen lewe, nie net van brood nie, né? Dis in Deuteronomium 8. So hierso, Jesus was hier eintlik in 'n vleeslike want ek meen na 40 dae, dis so mooi sê, na 40 dae het hy honger gehad. Jy is honger. So hy was in die woestyn, in hierdie moeilikheid, in hierdie probleme met honger. Ek meen daar's nie erger as dit nie. Yes, Ek meen jy kan in die beste van omstandighede wees. As jy nie eet nie, dan is jou lewe omgekrap. Dit is waar. En Jesus het in hierdie ding in nigterheid gebly en so het Israel, toe hulle in daai situasie was, het hulle nooit geleer om van die woord van die Here te leef nie. So ek dink dit kan ietsie vir ons sê in ons geestelike lewe, dat as jy daai nie net wanneer jy die krisisse beleef nie, in goeie tye, dis wat hy sê, die muur versamel die kos. Wanneer dit goeie tye is in die somer, sodat hy die winter kan deurgaan. So as ons nie daar werklik waar daai verhouding met God het nie, dan kan ons nie, kan maar sê, oorleef en verstaan, ons moet uit die woord van die Here leef, ook in swaar tye. Wow, dit is vir my man. Anders gaan jy net die hele tyd wil planne maak. Dis al wat jy gaan wil doen. Jy gaan net planne maak en planne maak en al hoe meer wegdryf van God af.
en jy gaan onvergenoegd raak en jy gaan verward raak in jou lewe. En wanneer ons kan besef, ons moet by die woord bly. En dis wat ons nou so mooi gesê het, al sien jy wat om jou gebeur, bly by die woord. Nou, het 'n verhouding met God in jou binnekamer, kry vrede in jou binneste. Wat ook al moet gebeur, sal gebeur. Dit was vir my weer so mooi geweest, dat die engel bring vir Elia hierdie brood. En hy was so versterk geweest, dat hy vir 40 dae en 40 nagte geloop het in die woestyn. Hy het nie eens agtergekom nie, want hy was so versterk. En dit was nie 'n brood wat by Checkers gekoop is nie. Dis 'n brood wat deur die engel aan hom gebring is. En ons raak so verward en deur mekaar in ons lewe as daar tekorte is. En ons raak hysteries eintlik daar wanneer dit gebeur. Ons moet net in die rus van die Here wees, voor hom wees, by hom bly, sodat hy ons kan help in alles. Wow, dit is net so amazing. As ons die Here dien, die res sal uitsorteer. Ons is so gefokus op daai goed. Soek die Here. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die berg van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe. Kyk elke keer, wat doen Satan? Hy kom met die woord. En ons as kinders van die Here besef nie altyd, dat daar kan valse prediking uitgaan, in die naam van Jesus, met die woord wat gelees word nie. En dit is hoekom ons baie keer dink, almal wat sê Jesus, en almal wat die woord lees, en almal wat preek, is van God af. En ons kan hierso sien, dat Satan gebruik die woord, om Jesus te versoek. Hy gebruik die woord om ons te versoek. En ons moet nigter wees, ons moet waaksaam wees, ons ore moet besny wees, sodat ons die waarheid van die woord kan aanneem. So, hy sê, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Nou, dit is verskriklik om te dink, dat Satan uiteindelik hier vir Jesus aangemoedig, om selfmoord te pleeg. Dis eintlik verskriklik om daaraan te dink. En, waarmee kom hy? Psalm 91, vers 11 tot 12, kom hy na Jesus toe. En hy sê vir hom, dit is mos geskrywe, jy kan nou van hierdie gebou afspring, en die engele sal jy mos nou op die hande dra. So, en Jesus kom, en hy bring vir Satan 'n perspektief in die woord, en hy sê, Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En dit is, ons lees dit al reeds hierso, ook in die Ou Testament, waar God vir die volk gesê het in Deuteronomium 6 vers 16, julle mag julle God nie versoek, soos julle hom by Massa versoek het nie. Nou toe, gaan kyk ek net gou so 'n bietjie by Massa. Dit is hier in Eksodus 17 vers 7. En die plek Massa, Meribah genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, wat die Here versoek het, deur te sê, is die Here in ons midde of nie? So van die Ou Testament af, is die mens daar geneig om die Here te versoek. En dit is 'n saak wat Jesus hier in perspektief gebring het. Al staan dit in Psalm 91, dat hy sal sy engele bevel gee aangaande ons, om ons op die hande te dra. Kan ons nie God gaan versoek, deur 'n stupid ding aan te vang, en te verwag, dit moet gebeur nie. So wat kom Satan altyd mee? Hy kom met die woord van die Here, maar Jesus Christus is nigter. En hy haal die woord in perspektief aan, presies hoe ons dit moet verstaan. Vers 8, weer neem die duiwel hom saam na 'n hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval, en my aanbid. Nou kom hy met die begeerlikheid, hy kom met die aardse, want Jesus was op daardie stadium in die vlees gewees. En Satan kom na hom toe, want Satan, hierdie hele wêreld is oorgegee aan Satan. Dit is hy heers hierso. Maar hy wil dit nie eers self hê nie. Hy kan dit nie self gebruik nie. Hy's 'n geestelike wese. So wat gaan hy maak met enige iets op hierdie aarde? En hy kom versoek vir Jesus en sê vir hom, as u my aanbid, sal ek vir u gee dit wat myne is. Maar Jesus is nigter, want
Jesus het geweet dat hy nie vir enige sonde kan en mag val nie, want hy moet hierdie Satan wat hom versoek, moet hy gaan oorwin. Hy moet in die doderyk ingaan, hy moet die sleutels van die dood en die doderyk by Satan gaan kry. Hy moet Satan oorwin. Hy moet die mag wat Satan oor die siel van die mens gehad het, van die tuin van Eden af, omdat die mens gesondig het. Hier's 'n oproepie, ek gaan nou vat jou Rinetjie. So Satan het, sy het seker per ongelukkie gebel. Okay, maakie saakie? Sy moet weer bel. Ja, asseblief Jorina, bel weer in. Dit sal awesome Al sê wees. net hallo. Ja, al sê net hallo, goeiemôre, hoe gaan dit? Ons wil van julle hoor man, skakel net in, dis lekker, julle plaas glad nie, hoor. Dis net awesome. So ja, dis 'n groot saak wat ons moet besef ook met dit, is dat Satan kom altyd met die versoeking van die begeerlikheid. So Jesus Christus moes Satan oorwin, die mag wat Satan oor die siel gehad het van die mens. Hy moes die gevangenisse wat in die Ou Testament doderyk toe moes gaan, omdat Satan mag gehad het oor die siel van die mens, moes hy gaan uitlei. En as hy die geringste toegegee het aan enige gedagte, sonde, enige iets, sou hy nie Satan kon oorwin en die siele uitlei uit die doderyk uit nie. So dit is geweldig om te dink dat die hele tyd wat Jesus Christus op aarde was, mag hy geen sonde gedoen het nie. En as ons net aan onsself dink, hoeveel keer 'n dag val ons in sonde, hoeveel keer 'n dag dink ons verkeerde gedagtes, hoeveel keer 'n dag begeer ons, hoeveel keer 'n dag is ons onvergenoegd, en al hierdie dinge, en Jesus Christus mag dit nooit ooit gedoen het. En dit was die persing en die drukking waardeur hy gegaan het. En dit is wat hy ons kom leer het, oorwin hierdie vlees, oorwin begeertes, oorwin drange, oorwin sonde, sodat jy Satan kan oorwin in jou lewe. Wow, dit is net amazing om daaraan te dink. En Jesus sê toe vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Nou in Deuteronomium 6 vers 13 lees ons, jy moet die Here jou God vrees en hom alleen dien. Is dit nie amazing nie? Alreeds daar is dit vir ons opgeteken. Nou daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. En dit is my so mooi wat Jakobus 4 vers 7 sê, dat onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug. Jy gaan die duiwel op geen ander manier oorwin, as om te onderwerp aan die woord van die Here nie. Jy moet onderwerp aan die gesag van die woord van God. Jy moet dit doen, jy moet dit toepas, en so gaan jy Satan oorwin, want jy moet die regte keuses maak, volgens die woord van die Here, en so oorwin jy Satan. Ek hoop dit maak vir ons sin tot op hierdie punt. Engeltjie, ek dink nou nie daaraan, wat nou eintlik lekker aansluit by ons engele les, né? Ja, Ek dink dit is die beginsel wat jy nou al gepraat het en ek gisterand, dat as jy gaan vernag in die skaduwee van die Almagtige, yes. dan sal God jou beskerm, hy sal jou uitsorteer, al koste dat hy sy engele moet stuur. Ja, amen. Want hy sê mos vir hy stuur sy engele uit vir hulle wat die diens, wat die saligheid beerwe. So Ja. hierdie is eintlik maar 'n mooi bevestiging. Ek meen, Jesus was voor God, hy het God gedien, hy was besig met die Here, toe kon God sy engele uitgestuur het, om hom te ondersteun op die regte tyd. Ek meen, al Ja, voor op die dit, regte tyd. dis my nou eintlik mooi, ek dink daaraan, al voor dit moes hy in gehoorsaamheid aan God deurgedruk het, in Yes. alles. Ja, hy moes oorwin, hè? Hy moes die versoeking oorwin. Yes, Ja. toe op 'n stadium toe dit God behaag, Amen. en dit is nodig, toe het hy eers sy engele uitgestuur. Maar nou, dis waar wat jy gesê het met jou Bybelstudie, dat die mens is gefrustreerd. Die mens besef eintlik hy het nie werklike verhouding met God nie. So hy kan eintlik nie Yes. God regtig trust nie. Ja, Nou wil hy is sy so. engele beveel agter God se rug. Ja, dit is so. Asof 'n mens, dis so mooi wat jy sê my man, dat mens wil agter God se rug dinge gaan doen. Jy wil met die engele gaan praat, jy wil met die Gees gaan praat, jy wil met Jesus gaan praat, alles behalwe met God. Maar die mens weet dat hy het nie 'n verhouding met sy hemelse Vader nie. Sjoe, dis eintlik erg. Nou kom ons gaan aan vers 11. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar
het engele gekom en hom gedien. Dis so mooi. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea gegaan en hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebulon en Naphtali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur die profeet Jesaja, wat hy gesê het. Nou ek gaan hierso gaga vir ons 'n lied speel, die land Sebulon en die land Naphtali, na die see toe, oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. En dit is nou so mooi, dit is 'n vervulling van 'n profetiese woord in Jesaja. Nou ek het vir ons 'n lied geskryf daaroor. Asseblief luister dit saam met my. Die lig het opgegaan vir Sebulon en Naphtali en natuurlik was hierdie lig die Here Jesus Christus. Dis net amazing. Kom ons luister lekker na hierdie lied. Jesaja het gespreek en dit is vervul. Vir Sebulon en Naphtali het 'n lig opgegaan. Die volk wat in donker was, hulle het 'n groot lig gesien. Vir die wat sit in donker en skadu, vir hulle het 'n lig opgegaan. Jesus is die lig, dit het opgegaan oor die wat verlore was. Vir hulle het 'n lig opgegaan. Vir die wat in duisternis was, het 'n lig opgegaan van hoop en redding. Vir die wat sit in donker en skadu, vir hulle het 'n lig opgegaan. Vir die wat sit in donker en skadu, vir hulle het 'n lig opgegaan. Wow, is dit nie amazing nie? Nou daai vervulling van die woord wat Jesaja geprofeteer het, is in Jesaja 9 vers 1 tot 2. Kom ons lees dit sommer gou. Want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Sebulon en die land Naphtali in veragting gebring. En in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die dood skaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Dis net super amazing. Jesus Christus was daardie lig wat opgegaan het. Dit is net so mooi. Nou, kom ons gaan gou verder. Dit is net so lekker om hier deur te lees. En terwyl Jesus, dit is nou by vers, trek ons ek dink ek het nou so 'n bietjie vinnig gegaan. Verlaat 16, 17. Want toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Johannes die Doper het vooruit gegaan en hy het alreeds vir die mense gesê, bekeer julle, en hy het gedoop, die wat hulle self bekeer het, die wat hulle sonde bely het, en hier kom Jesus Christus en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer besig om 'n net in die see te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak. En hy het hulle geroep. En hulle het dadelik die skei en hulle vader verlaat en hom gevolg. Is dit nie amazing nie? Dadelik. Toe Jesus hulle roep, toe los hulle en hulle volg hom. So hy moes 'n geweldige
getuienis gehad het by die mens, 'n reputasie gehad het by die mens, dat hulle hom so vertrou het, dat hulle alles laat staan het en hom gevolg het. Ons moet deur Jesus Christus so vertrou, die God die Vader so vertrou, dat ons alles los, die oomblik wat ons die Here Jesus Christus in ons harte aanneem, dan raak hy ons middelaar en dan het ons 'n deur oop na die Vader toe, want Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Dan maak hy vir ons die deur oop na die Vader toe, om met die Vader te kan praat. En dan moet ons hierdie ou lewe laat staan. Ons moet alles laat staan. Ons moet hom so vertrou in ons lewe en ons moet 'n rein en 'n heilige lewe begin volg. En ons moet die evangelie gaan bedien. Want dit is waarvoor ons geroep is, om die evangelie van Jesus Christus aan ander uit te dra, die wedergeboorte, nie 'n klomp kennis nie, die wedergeboorte. Dis net amazing. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en hulle in die sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder hulle genees. En die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië, en hulle het na hom gebring, almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyn, en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak, en die groot menigte het hom gevolg, van Galilea en Decapolis, en Jerusalem en Judea, en van oorkant die Jordaan af. Kom ons gaan oor na hoofstuk 5. Is daar enigiets wat iemand weer wil inskakel, ietsie wat iemand wil sê, asseblief, julle is welkom. Julle kan my in die rede val, julle kan met ons gesels, dit is so lekker. Ek dink net Engeltjie, dit is nogal super cool. Sorry, ek het jou nou so al geïnterrupt, is al 5:15. Dis reg. Hoor jy sê Engeltjie, ek dink nou daaraan, vir die wat nou nie data het nie, Ja. op Facebook te kyk nie. Ja. Hulle kan op WhatsApp call inskakel. O ja. Dan kan hulle die hele, al wat hulle nie gaan hoor nie, is die musiek. O ja, dis awesome. Maar hulle gaan die preek totaal hoor. So enigiemand, moedig enigiemand, as hy sê, hy kan nie op Facebook inskakel nie, sê vir hom skakel, stuur vir hom die WhatsApp link wat ons elke keer insit, en dan kan hy die heeltyd hoor wat aangaan, asof hy op 'n WhatsApp call is. Wow, En dit vat is baie amazing. minder data as jou Facebook video. Ja. Maar jy gaan nou net nie die musiek hoor wat ons speel nie. Dit is nou maar die enigste verskil. Ag, jy kan dit darm na die tyd gaan luister op Telegram. Ja, daar is regtig baie mense wat nie data het nie, wat na die tyd eers moet luister. Hulle is nie deel van die live uitsending nie. Asseblief skakel in op die WhatsApp call. Ons gaan dit sommer ook vandag so 'n bietjie op die channel sit dat almal dit kan weet. Dit is super cool. Ek weet daar is mense wat graag deel wil wees van die live uitsending wat net nie daai data het nie. Ook ten minste die tyd vir die lied speel, jy kan hoor, okay, daar's iets aan die gang, Ja. en dan kan jy maar net wag totdat die bediening weer voortgaan. Yes, dis awesome. Kom ons Ja, gaan dis verder. crazy. Ja, dis crazy my man. Dis lekker. Matteus 5 vers 1. En toe hulle die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het hy sy disippels daar gekom. En dit is nou daai mooi lied wat ons geluister het, nê. En hy het sy mond geopen en geleer en gesê, en hy klim op die berg en hy leer. Dis net so mooi. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou, dit was my so mooi. Arm van gees. Dit is mos ons het dit so rukkie terug bespreek. Dit is om afhanklik te wees. Dit is om arm van gees te wees. Jy is so afhanklik van die Here. Jou hele lewe is afhanklik van die Here. Nou, dan behoort die koninkryk van God aan jou. Dis so amazing. Met alles moet ons afhanklik wees van die Here. Soos 'n kind moet ons afhanklik wees van ons hemelse Vader. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Nou dis nie hierdie aarde wat ons gaan beerwe nie, dit is die nuwe hemel en aarde wat ons gaan beerwe. Ja, dis mooi. En dit is my so mooi die sagmoediges. Die laaste tyd besef ek hoe geweldig belangrik is om sagmoedig te wees, want 'n sagmoedige hart is kosbaar voor God.
Dit is wat kosbaar is. Nie hierdie dynamic, whatever ons wil probeer doen in die evangelie nie. Sagmoedigheid is kosbaar voor God. En hulle wat sagmoedig is, sal die nuwe aarde beerwe. Ja. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. As ons nou hierdie honger het na geregtigheid, sal ons versadig word deur die woord van die Here, deur die brood van die lewe, die Here Jesus Christus wat die woord is. Ons moet honger en dors na hom. Is dit nie so nie? Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ja, barmhartigheid is so 'n groot saak. Barmhartige Samaritane, ons gaan nog daarby uitkom. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En dit is ons pad van heiligmaking wat ons moet stap in ons geestelike lewe. Ons moet die pad van heiligmaking stap, sodat ons in die hemel kan ingaan, sodat ons God kan sien. Want die enigste manier hoe jy God kan sien, is om te oorwin op hierdie aarde, om die koninkryk van God te beerwe, sodat jy God kan sien. Want jy kan nie hom sien en bly lewe op hierdie aarde nie. So die enigste manier wat God aan ons geopenbaar gaan word, is wanneer ons oorwin. Is dit nie so cool nie? Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle glo en groot is in die hemel. Waar is my Petrus papiertjie nou? Ai. In Petrus is dit mooi vir ons opgeteken. Ek is so georden. In Petrus is dit vir ons so mooi opgeteken. Hier is hy, ek het hom. Hy sê so mooi in Petrus 1 Petrus 4 vers 14. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. En hoe is ons baie keer nie besig om onsself te laat geld, om onsself te beskerm, om onsself te verdedig en al hierdie dinge nie, terwyl die woord van die Here sê, dat as dit met ons gebeur, is ons salig, ons is gelukkig, die gees van God se heerlikheid rus op ons as hierdie dinge gebeur. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle glo en groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees is. So dit gaan nooit anders wees. Jy gaan altyd vervolg word wanneer jy in die waarheid van die woord wandel. Dit is net hoe dit sal wees. Dit gaan nie anders wees nie. Van die begin af was dit so gewees en dit sal wees tot aan die einde so. Jy sal altyd vervolg word ter wille van die naam van die Here Jesus Christus wanneer jy in die waarheid wandel. Jy moet net nie vervolg word ter wille van die leuen nie. Dis al. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? En dit is nou die liedjie wat ons aan die begin geluister het van die sout. Ons het hom nou 2 keer geluister, so ek dink hy het ingesing vanoggend. Waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer as om voorby te gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Nou as jy dink aan sout wat laf word, sout wat laf is, het sy smaak verloor, hy het sy krag verloor, hy het sy werking verloor, hy kan nie meer preserveer nie, hy het nie meer smaak nie. Nou wanneer ons as kinders van die Here afvallig raak en ons sak terug en ons maak nie meer erns met ons geestelike lewe nie. En ons val baie keer terug in 'n leuen of wat ook al, jy raak so afvallig dat jy heeltemal afvallig raak agter die leuen aan. Dan is daai sout, daai smaak, daai krag, daai werking wat jy gehad het, is nie meer daar nie. Jou doel wat jy gehad het jy dan nie bereik nie. Dis eintlik erg om daaraan te dink, want die sout het 'n doel. Sout gee smaak, sout preserveer. So hy het 'n doel, hy het 'n krag. En wanneer ons terugsak, dat ons al baie keer die gedaante, ons lyk nog so sout, maar ons het nie meer smaak nie, en ons het ook nie meer krag nie. So, ons moet daaraan dink, om te dink, Here, ons moet erns maak, ons het dalk ons eerste liefde verlaat.
Ons is dalk nie meer so aan die brand en besig en opgewonde en bly in die woord van die Here nie. In ons geestelike pad nie, ons slek, ons raak moeg, ons sak weg. Ons maak nie meer moeite nie, ons maak nie meer erns nie, ons het nie meer verhouding met die Here nie, ons bid nie, ons soek nie die Here, ons luister net 'n klomp preke dalk, of ons luister net 'n klomp musiek wat niks seggend is, en so probeer ons iets aan die gang hou. Maar die doel van jou lewe, die krag, die werking, die smaak van jou lewe verdwyn. So, en dan is jy nutteloos. Jy is daar om buite gegooi te word en deur almal vertrap te word. So. Nou julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ek wou nou nog 'n lied gespeel het, maar ek dink ons tyd hardloop so 'n bietjie vooruit. Maar ek dink ons moet dit doen. Die wat kan inskakel, anders moet julle maar na die tyd luister. Jy kan by vers 16 stop en breek hy mooi. As jy by vers 16 stop en breek hy mooi, dan kan jy 'n môre aanlees vanaf vers 17 af. Okay. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. En dit was my so mooi in Filippense 2 vers 15, baie dinge word so mooi herhaal. In die Nuwe Testament ook, van dit wat Jesus hier vir ons kom leer het die apostels weer aangehaal. En dit is so mooi, hy sê hierso, te midde van 'n Filippense 2 vers 15, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, moet ons die ligte in die wêreld wees. Ons moet ons lig laat skyn in hierdie wêreld. Ons moet die lig wees, soos wat Jesus Christus die lig was wat opgegaan het. Hy het in hierdie wêreld ingekom, die woord van God het ingekom, en hy was hierdie lig. En nou is ons die ambassadeurs van God. En ons is ook hierdie ligte in hierdie donker wêreld. En ons moet skyn, ons moet ons lig laat skyn, ons moet ons vrug uitlewe en uitdra, die voorbeeld wees elke dag, sodat die wêreld dit kan sien. Is dit nie so mooi nie? Nou kom ons luister bietjie na die lied van Laat jou lig skyn. En ek dink ons gaan daarmee afsluit vir oggend. Ek wou nog verder gelees het, maar ons tyd hardloop so bietjie. Ons wil dit nie druk nie. So ons gaan eerder stop hierso en dan gaan ons lekker na die lied luister. U moet 'n wonderlike dag hê vandag. Ons bid vir u dat u staande bly, nigter bly, by die Here bly, versoekings oorwin, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug, maar onderwerp jou aan die woord. Dis die belangrikste, dit wat jy weet, dit wat jy hoor, dit wat jy verstaan, onderwerp daaraan. Doen dit, breek deur, gaan deur en hê 'n verhouding in jou binnekamer. Dis waar jy die krag kry om te oorwin. Anders wil ons aan ons eie krag oorwin. En as jy in jou eie krag gaan probeer oorwin, gaan jy op 'n stadium val en struikel. Jy kan nie aanhou in jou eie krag nie. Daai geaardheid van jou gaan vir jou in die hande kry. Glo vir my, as jy nie 'n verhouding met die Here het nie, nou, dan val jy weer in daai geaardheid. En ons moet bly oorwin, bly by die Here wees, sodat ons daai krag kan ontvang om te kan oorwin. Dit was Jesus se geheim, hy was konstant voor die Vader wanneer hy 'n kansie gehad het hy met die Vader gepraat. So kom ons gaan oorvolg na die lied toe, laat ons lig skyn vir hierdie wêreld en alles om ons in die donkerte, sodat daar lig kan wees, man, dat die mense gered kan word. Dis ons doel op hierdie aarde, sodat mense gered kan word. Loof die Here. Jy moet 'n lekker dag hê. Love you. Bye. Julle is die lig van die wêreld, soos 'n stad bo op 'n berg. Almal kan dit sien, 'n lig wat helder skyn. 'n lig onder 'n emmer beteken niks, maar ons lig wat aangesteek is, moet sigbaar wees om te sien. Laat julle lig skyn voor die mense
Laat julle lig skyn voor die mense, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word. Julle is die lig van die wêreld, soos 'n stad bo op 'n berg. Almal kan dit sien, 'n lig wat helder skyn. Een lig onder 'n emmer beteken niks, maar julle lig wat aangesteek is, moet sigbaar wees om te sien. Laat julle lig skyn voor die mense, laat julle lig skyn voor die mense, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word. Laat julle lig skyn voor almal, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word. Laat julle lig skyn voor die mense, laat julle lig skyn voor die mense, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word, dat julle Vader daardeur verheerlik